Vriende, sit gerus. Julle sien vanoggend se tema, maar voor ons na die tema kyk, moet ons ergens begin en daar's iets van klippe en lappe. Maar kom ons begin met die klippe. Nou ons het vanoggend gehoor van die rivier wat nie te hoog gestyg het nie, maar die Vaalrivier is deel van ons lewe. Is deel van die Vaaldriehoek se naam. Maar daar's twee dinge wat jy doen as jy mos by 'n dam kom. Daar's twee tipe mense. Die een persoon vang vis. Nee, hulle is lief daarvoor. En die ander persoon wat nie vis vang nie, wat doen hy? Hy gooi klippe in die water. Sal. Wie dit werk nie so. Dis nie lang nie, dan begin jy klippe soek en gooi hulle in die water. Nou die lekkerste ding van alles is, dan begin jy mos met plat klippe. Wat jy mos so op die water gooi, né? Want as jy 'n plat klip reg op water gooi, dan hop hy. En dan begin daar 'n kompetisie later. Wie se plat klippe trek die verste? En dit is partykeer ongelooflik as jy die regte plat klip kry, maar jy gooi hom so hier onder uit die heup uit. Jy weet waarvan ek praat. Net so van hier af. Jy word korter. En elkeen het sy metode, maar klippe moet water toe. En dis lekker. Dit is lekker om met klippe te speel. En by water. En julle weet presies waarvan ek praat. En die water moet mooi stil wees, want dan hop hierdie klippie baie verder. Dis 'n lekker gedeelte van klippe gooi. Maar ongelukkig in ons geskiedenis vir die afgelope 30, 40 jaar, ken ons 'n ander vorm van klippe gooi. En dis wanneer mense ongelukkig was oor goed. En julle weet waarvan ek praat. Onluste, mense wat optogte hou, wat ongelukkig raak, dan tel hulle ook klippe op en hulle gooi. En in die proses kry mense seer. Daar's altyd iemand wat seer kry. Selfs so ver gaan dit dat mense doodgaan. So dis nie iets niets nie. En klippe maak stikkend. En as jy dink dit is iets niets, dan wil ek jou ver terugvat in die antieke tyd, vroeg in die Bybel. Want in die antieke tyd is mense tereggestel as hulle iets verkeerd gedoen het. Hulle is nie gehang nie, hulle is met klippe doodgegooi. Ek wil graag met jou Levitikus 24 vers 13 deel. Die Here het opdrag aan Moses gegee. As iemand die Here vervloek, moet julle hom uit die kamp uitneem en julle moet hom met klippe doodgooi. So eenvoudig. As jy nie wil hoor nie, gooi jy hom met klippe dood. Daar's nog baie meer goed, jy kan verder in Levitikus gaan lees, maar ek wil net vir jou een van hulle wys. Maar vanoggend wil ek 'n gedeelte met jou deel wat gaan oor klippe. Mense wat met klippe wil gooi. En ek wil graag hê jy moet saam met my Johannes 8 vers 2 tot 11 lees. Daar is hy op die bord. Vroeg die oggend het hy weer by die tempelterrein aangekom. Dis nou Jesus. Die hele volk het na hom gekom en het gaan sit en hy het hulle geleer. Die skrifkenners en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel staan. Hulle sê toe vir hom: Meester, hierdie vrou is op heterdaad betrap terwyl sy oorspel pleeg. In die wet van Moses het ons beveel om sulke vroue te stenig. Maar wat sê u? Ek wil net stop vir 'n oomblik daar. Hoor baie mooi, om vroue te stenig. Nee. Met ander woorde, as meer as een reël vir mans en vrouens. Hou hom vas, voor ons verder gaan, hou hom net vas. Dit het hulle gesê om hom te toets, sodat hulle iets kon hê waarvan hulle hom kon aankla. Maar Jesus het afgebuk en met sy vinger op die grond geskryf. Toe hulle egter volhou met hulle vrae aan hom, het hy regop gekom en vir hulle gesê, dat die een wat sonder sonde is, eerste 'n klip na haar gooi. Hy het weer afgebuk en op die grond geskryf. Die wat dit gehoor het, het een vir een van die oudste af weggegaan. Net hy het oorgebly en die vrou daar in die middel. Jesus het toe regop gekom en vir haar gesê, vrou, waar is hulle? Het niemand jou veroordeel nie? Sy antwoord, niemand nie, meneer. Jesus sê toe, ek veroordeel jou ook nie. Gaan en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Hier is 'n relatieve bekende storie. As jy aan die Bybel gelees het in die Nuwe Testament, dan sou jy al gehoor het hiervan, en mense is baie lief om hieroor te praat. Maar kom ons kyk 'n bietjie, wat leer ons vanoggend hierso? Want dis die mooiste van Jesus. Hy was iemand wat geleer het. Hy was lief om na 'n sosiale plek toe te gaan, soos die tempel.
Ons eerste vers sê baie duidelik, hy het die oggend na die tempel toe gegaan, want hy wil mense leer. Hy wil hulle iets vertel. Weet jy wat die mooiste van alles? Die blye boodskap. Hy wil net die blye boodskap met hulle deel. Jy kan gerus Matteus 5 en Matteus 6 gaan lees, die bergpredikasie. Dan sien jy hoe Jesus nie net die 12 nie, maar 'n menigte mense toespreek. Jesus is besig om ons iets te leer. En kom ons kyk, wat leer ons hier vanoggend. Nou terwyl hy besig is, soos wat hy altyd gedoen het, om mense te leer, onderbreek hulle hom. Sommer net so, sonder rede. En dit is so jammer, die Here Jesus sit en is besig om iets te leer. Iets wat waarheid en ware is. Hulle mis dit. Hulle mis dit heeltemal. Hulle het hulle eie idees, hulle het hulle eie planne. Die verlossing is reg voor hulle. Kom aan. Dink vir jouself, as jy in daardie tyd geleef het, en jy die voorreg gehad om in die tempelterrein te kon sit of staan, en die Here Jesus is besig om vir jou te vertel van alles. Dit moet ongelooflik wees. Dink jouself as jy een van die disippels was, jy het al hierdie goeters gehoor. Dit is wonderlik. Maar die antwoorde is reg voor hulle. En hoeveel keer in jou lewe wil ek jou die vraag vra, is die antwoord vir alles baie keer reg voor jou? En ek praat nie net in 'n geestelike hoedanigheid, ek praat in al die fasette van jou lewe. Die antwoord is 'n armlengte. Jy moet dit net vat. Mense het dit gemis, heeltemal. Hulle is gedryf deur hulle ambisie en hulle eie idees, hulle eie planne. Ja, ek preek vir myself. Ek het net vol planne, vol idees. En dis aangevuur daaroor. En dan mens besef nie altyd nie, want ek is heeltyd besig om te kyk, wat is die beste vir myself? Want ek het my eie oortuigings. En dis presies wat hier gebeur het. Die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n plan. En die plan is om Jesus uit te vang. Om te kyk, wat maak hy? Hulle het reeds die antwoord in hulle koppe. Is dit nie wat ons ook doen nie? Jy gaan om te bid. En dan gaan sit jy by die Here. Jy het klaar die ding uitgewerk, man. Dis al wat jy het hom klaar uitgewerk. Jy wil net vir die Here ook daarom ken in die saak, want jy gaan maak soos jy wil. Hulle het alles klaar uitgewerk. Hulle het 'n wonderlike plan. Hulle gaan vir Jesus op sy plek sit. Hulle wil hom toets. En so het hulle gedoen. En ek wil nou ons fokus eers op die vrou sit, waar ons begin by die rol wat sy gespeel het. Want het is baie interessant dat die skrifgeleerdes en die fariseërs gebruik 'n vrou om aan te kla. Maar hier's 3 dinge wat nie vir my lekker uitwerk nie. Die eerste ene is, daar's geen liefde by hulle nie. Hulle sal dit so waar, en dis hulle identiteit, iemand vat wat iets verkeerd gedoen het, en daardie persoon voor al die mense verneder. Hoe sal jy voel vanoggend, as jy iets fout gedoen het, wat jy regtig nie op trots is nie, en ek sê vir jou, kom staan 'n bietjie hier langs my, dan vertel ek bietjie vir die mense, wat het jy gedoen? Dis 'n vernedering. Daar's geen liefde in my nie, niks nie. Dis 'n ding wat my bekommer. Die tweede ding is, dit staan duidelik in die skrif, sy's op heterdaad betrap. Met ander woorde, hierdie vrou was besig om hierdie sonde te doen. Met ander woorde, die fariseërs was daar. Hulle moes dit beleef het. Ek kry die gevoel, hulle het gaan soek vir iemand. Of dit beplan, staan in die skrif nie. Maar hulle het so waar as feit, wonderlik, ewe skielik iemand gekry op heterdaad, besig met die verkeerde ding. En die arme vrou is daar. Die derde ding wat my bekommer is, daardie tipe handeling, om oorspel te pleeg, noem dit wat jy wil, het jy 2 partye nodig, is onmoontlik alleen. Waar is die man? Dis net die vrou. Die vrou word aangekla, maar nie die man nie. En as jy teruggaan na die skrif, toe ek nou gestop het, dan staan dit baie duidelik daar, dat ons bietjie opgaan. Sulke vroue moet gestenig word, so hulle kom uit die wet uit van Moses, hulle vertel hom 'n storie, sulke vroue moet gestenig word, nie 'n man of 'n vrou nie, net 'n vrou. So hulle aanklag is baie goed, en hulle gebruik die wet om hierdie ding makliker te maak. Hulle het mos nou 'n saak om te stel, hulle kan ons nou vertel, maar dis hoe dit gaan.
Maar hulle verdraai hierdie wet van Moses. Nou, ek weet hulle gebruik die woord, die wet van Moses. Moses het die eerste 5 boeke in die Bybel geskryf, ons glo dit vas. Dis God se wet, maar dis die wet van Moses, dis so dat dit noem. So kom ons lees 'n bietjie, wat sê daar die wet? In Deuteronomium 22 vers 22. As 'n man in die bed betrap word met 'n ander man se vrou, moet albei doodgemaak word. Op die manier sal die kwaad in Israel uitgeroei word. Net so. Ek's jammer. Dit kom maar uit. Ek kan nie help nie altyd daarvoor nie. Daar's baie CP-akteurs wat hulle sal met klippe moet doodgooi, né? Baie van hulle. Kom ons gaan verder. As 'n man 'n jong meisie, 'n maagd wat verloof is, in die stad raakloop en het seksuele gemeenskap met haar, moet julle albei van hulle na die poorte van die dorp neem en hulle daar met klippe doodgooi. Die vrou is skuldig omdat sy nie om hulp geskree het nie. Die man moet sterf omdat hy 'n ander man se vrou onteer het. So moet julle hierdie soort kwaad tussen julle uitroei. Julle, in die moderne wêreld, ons het nie genoeg klippe nie. Regtig. Maar dis wat die wet sê, maar die Fariseërs kom met hulle eie storie. Hulle verdraai hierdie wet en hulle maak dit net die vrou se probleem. Want hulle het 'n plan. Waar is die man? Ons sal nie weet nie. Eerste plek, hulle storie is nie waterdig nie. Maar goed, kom ons kyk, nou wat is Jesus se reaksie? Ons tweede gedeelte hier is. Ek bedoel, Jesus het genoeg kennis van die waarheid. Hulle gaan hom niks leer nie. Hy ken die woord, hy's God. Ek bedoel, hy kon ook hierdie gedeelte wat ek nou net gelees het, gekwoteer het. Hy kon vir hulle gesê het, ja, maar daar staan geskrywe. Onthou vir die duiwel het hy dit 'n paar keer gesê, dit en dit staan in die boek, die wetboek van Moses geskryf, dis nie die waarheid wat julle praat nie. Maar wat maak Jesus? Hy buig af en hy skryf op die grond. Dan is baie teoloë en slim mense wat probeer het om uit te vind wat het hy geskryf. Dis onmoontlik want dit staan nie in die woord nie. Maar die realiteit is, die Seun van God het op die grond geskryf. Die Seun van God het met sy vinger op grond geskryf. Maar hy het 'n ander keer ook met sy vinger geskryf. Hoor wat staan in Eksodus 31 vers 18. Nadat die Here klaar met Moses gepraat het, het hy vir hom op die berg Sinaï die 2 tafels met die getuienis gegee. Kliptafels waarop daardeur die vinger van God geskryf is. Paar duisend jaar voor hierdie gebeurtenis het God met sy vinger geskryf op klip. En as iets in klip is dit vas. Jy kan dit nie verander nie. Julle moet vasbyt volgende. Ek is op pad ergens heen. Ek is nog nie eens by die tema nie. Julle gaan moet wakker bly. Ek sal 'n bietjie vinniger praat. Maar wat doen Jesus? Hy's besig om 'n gek te maak van die Fariseërs. Want die wet wat hy geskryf het, staan vas in klip. Wat hy geskryf het 'n paar duisend jaar voor dit. Wat reg is reg en verkeerd is verkeerd. Want dis dieselfde God wat dit geskryf het. Kom ons praat 'n bietjie oor in die sand skryf voor ons verder gaan. Ons almal is lief as ons by die see is. Veral as jy verlief is, né, daar sit die jongeres, dan skryf jy mos 'n boodskap in die sand. Maar hy hou nie baie lank nie, want wat gebeur? Dis nie vinnig nie, dan vee die see om weg. En ek kan jou 'n brief gee as jy op die sand geskryf het en jy kom môreoggend daar, dan bestaan dit nie meer nie. So wanneer ek iets in die sand skryf, dit nie veel waarde nie. Want dit hou nie baie lank nie. Maar wanneer ek iets in klip skryf, sit hy. As ek 'n ding in die klip geskryf het, kan ek hom nie verander nie. Here Jesus het hulle geantwoord sonder om 'n woord te sê. Hy het nie een woord gesê nie, hy het net gegaan en hy het in klip in die sand geskryf. Hulle het gegaan om iets wat in klip geskryf is, af te water en hy maak 'n gek van hulle en hy gaan wys vir hulle, die manier hoe julle die wet interpreteer is soos om in die sand te skryf. Dit gaan nie hou nie. Maar die ware wet van God is in klip. So met ander woorde, nou is hier 'n reaksie. Wat nou van die mense? Kom ons gaan verder. Jesus draai sy fokus en nou begin hy kyk na die mense.
Maar hy sê nie veel nie, hy vra net een vraag. Laat die een wat sonder sonde is, die eerste klip gooi. Hy sê niks meer en niks minder nie. So. Hy skryf in die grond en hy wys vir hulle, julle woorde het nie waarde nie, want my wet het waarde, maar dit wat julle sê vanoggend het nie waarde nie. En dit bring my vanoggend by ons tema. Klippe, sakke vol klippe of sakke vol lappe. Nou wat gaan ek nou hiermee maak vanoggend? Ek hoop jy is nog wakker. So, ek sien ons is nou besig met klippe en ons het gepraat van klippe en klippe en klippe en sand en klippe. So kom ons bly by die klippe vir ons vanoggend se tema en dan gaan ons na die lappe toe. So ek wil eers begin by die klipgedeelte. So as ek nou na ons moderne wêreld kyk en ek kyk na sakke wat ek dra met klippe in. Wat is die beste voorbeeld van klipgooi in jou lewe? Sosiale media. Nie waar nie? Dis waar ek op pad is vanoggend. WhatsApp boodskappe. Jy kan enige tyd, enige plek iemand met 'n klip gooi. Maar dan gaan jy nou vertel, iemand het my met klippe gegooi. Nie in die gemeente nie, ontspan. En ek het gewonder, wat moet ek maak hiermee? Want ek het 'n groter sak klippe as daardie persoon. Maar kom ons gaan verder. Jy kan enige tyd dit doen en dit is so vinnig, nee, dis lekker, né? Ek kan 'n boodskap terugstuur, ek kan hom op sy plek sit. Dis presies so ons op. Ek gee vir hom of haar 'n peace of my mind. Dis wat ons doen. Dis klippe. Dis al wat jy doen. En elke keer wanneer jy iemand met 'n klip gooi, dan is jy besig om iemand wat aan die beeld van God gemaak is, stikkend te gooi. Ja. Dink 'n bietjie so daaraan. Jy's besig om iemand stikkend te maak. Wat gebeur as jy iemand begin stikkend gooi met klippe? Daar's infeksie. Daar's probleme, dit word later sere wat begin sweer, want dit maak merke as ek en jy mense met klippe gooi. En dis die probleem. Klip gooi is lekker. Jy gooi mos daai klip, soos wat jy daai ene gegooi het by die dam, so uit die heup uit. Dis dieselfde. Hy WhatsApp kom so uit die heup uit. Ek kan sien op julle gesigte, julle weet presies waarvan ek praat. Dis wat ons doen. En dis die vergelyking wat daar is. Wat reg is reg en wat verkeerd is verkeerd, maar ek en jy is lief om klippe te hê. So wat is die ander kant van die saak? Jy kan heeldag 'n sak vol klippe by jou dra en met klippe gooi. Soos wat die fariseërs wou doen. Maar wat gebeur wanneer iemand stikkend is met klippe? Stikkend met klippe gegooi is. Dan gebruik ons materiaal om dit toe te maak. Ons noem dit in die moderne wêreld verbande. Maar ek en jy gebruik verbande en dit is hoe dit werk om iets toe te maak. As jy nou nog nie mooi verstaan nie, klere bestaan uit materiaal of lappe. Mense soos ek sal eerder praat van lappe, maar die doel van lappe is om jou te beskerm teen elemente. Is om jou te beskerm as daar 'n seerplek is teen infeksie. Lappe is belangrik. Lappe maak toe. En jy sal nie glo nie, wie was die eerste persoon wat iemand toegemaak het omdat hulle nie klere gehad het nie? Dit was God. Genesis 3 vers 20, en God het vir die mens klere gemaak en dit was van diervel. Hulle het nou nog nie lappe gehad nie, maar God het geweet, ek moet hulle toemaak, want hulle het die elemente teen hulle gaan seer kry. Hy was die eerste ene. Hy het ook 'n skaamte toegemaak. Hoekom? Liefde. God is liefde. 1 Korintiërs 13 vers 7 sê, die liefde bedek alles, hoop alles, verdra alles. Dis wat liefde doen. Liefde is soos lappe. Dit maak toe. In plaas daarvan dat die fariseërs gegaan het en hierdie vrou toegemaak het, en die voorbeeld van het om iemand toe te maak, het hulle gegaan en hulle het haar letterlik vir die wêreld oopgemaak sonder liefde en vir almal gewys, maar sy is eintlik stikkend. En nou wil ek by jou weet, waar kom hierdie klipgooiery vandaan? Boosheid, woede, omgekraptheid. Waarom sal ons 'n boodskap stuur wat seermaak? Waarom sal ons nie liewer uit die sak lappe wat ek elke dag saamdra, 'n lap vat en iemand bedek nie?
Selfs as jy sien iemand is met klippe gegooi. Jy weet waarvan ek praat, as jy nog nie meer by is nie. Ek praat van die boodskappe, die gesprekke wat ons het, die goed wat ons vir mense sê. Dit is soos klippe. Ons besig is om elke dag te gooi. Ek glo jy verstaan nou wat die klippe is, en ek hoop jy verstaan nou wat die lappe is. Nou het ek 'n baie oulike ding gesien op TikTok. Die persoon sê, wanneer jy met mense werk en jy wil geld maak uit hulle uit, dan gee jy vir inligting en jy vertel hulle goeders en alles, maar dan hou jy die antwoord vir jouself en dan vra jy vir hulle geld om die antwoord vir hulle te gee. Maar ek gaan dit nou nie doen nie. Ek het vir jou die antwoord vanoggend wanneer jy besig is om 'n klip te wil gooi met 'n boodskap. Pos vandag se brief môre. Pos hom net môre. As jy nie mooi verstaan wat dit is nie, daar's 'n klip vir elke dag om te gooi. Maar as jy daai klip vashou en jy gooi hom nie en jy wag tot môre, wat dan gebeur gewoonlik met jou? Die klip word swaar om hom die hele tyd saam met jou te dra. En hopelik laat val jy die klip. En môreoggend as jy opstaan, dan sien jy maar die klip is nie nodig om te stuur nie. Dit werk die beste. Pos vandag se brief môre. As jy nie mooi seker is nie, gaan dan en skryf op jou selfoon soos in sand. Vee die boodskap uit. Want 'n boodskap wat soos 'n klip is, het net soveel waarde as wat 'n geskryf in die sand is. En dit maak net mense seer. En dis wat Jesus daarvan dink. Elke keer wat jy iemand met 'n klip wil gooi, is dit asof Jesus in die sand vir jou skryf. Met watter wet is jy besig? Met die waarheid of met liefde wat alles bedek? Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend en dan besef ons hoeveel keer ons mense kan seermaak deur met klippe te gooi, deur boodskappe te stuur, deur mense regtig seer te maak, stikkende plekke te veroorsaak. En dan is ons gebed vanoggend, Heilige Gees, gee vir ons die wysheid. Gee vir ons die wysheid hoe om 'n brief te pos, nie vandag nie, maar môre. 'n Boodskap te stuur op 'n plek van kalmte en rustig te word daaroor. En ook te bid, Here, leer ons bid vir ons boodskappe, sodat dit wat ons uitstuur, iets is wat vir U is. Iets is wat saam met U wet is, wat in klip is, maar nie in die sand nie. Amen.